Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag Vrydag, die 14de Maart 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks weergegee. En ons hoofopskrif vir vandag sê, BTW skok verhoog met 0,5%. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so. Getuies in Jocelyn Smith, saak getuig. Vicky ter Blanche se moordenaar uiteindelik skuldig bevind. BTW verhoog met 0,5%. SASSA toelaas styg almal. Verskeie leerlinge nog nie geplaas in skole in Wes-Kaap nie. Kleuterzone se hoofkwartier is verlate. So raak die begroting jou sak. John Steenhuisen het dit duidelik gemaak dat die DA en die ANC se grootste vennoot in die regering van nasionale eenheid ook die jongste begroting verwerp omdat dit steeds BTW met 'n halwe persentasiepunt verhoog. Dit blyk dat die ANC nie genoeg steun in die parlement kry om dit te laat deurvoer nie, nadat ander partye soos die MK-party, die EFF, die VF+ en Action SA aangedui het, hulle verwerp dit ook. Gwedi Mantashe, minister van Minerale en Petroleumbronne en die ANC-voorsitter by die parlement gesê, die jongste voorgestelde BTW-verhoging is net 'n tussentydse ingryping. Willie Oukamp, DA-woordvoerder, het egter teruggekap en aangevoer dat die ANC moet besef, hy regeer nie meer alleen nie. Hulle is 'n 39% party. Hoe gaan hulle by 50% steun in die parlement uitkom? Steenhuisen sê verder, dis vreemd dat die ANC so 'n begroting by die parlement kon indien, siende dat hy net 39% steun van die kiesers het. Hy het benadruk die DA is egter bereid tot verdere gesprekke. Daar is nog tyd vir ons om verder te onderhandel, het hy in die media gesê. Dr. John Kloppe, adjunkleier van die MKP, die amptelike opposisieparty, sê ook sy party verwerp beslis hierdie begroting, veral oor die BTW verhoging. Willem Kosi Tlabisa, IFP-leier en minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake in die RNE, sê die begroting is aanvaar en dat sy party in die parlementêre komitees daaraan sal werk. Wouter Wessels, VF+ woordvoerder oor finansies, sê sy party sal nie die begroting ondersteun nie. Ons sal alles in ons vermoë doen om dit binne die parlementêre proses omgekeer te kry. Professor Theo Venter, politieke ontleder van die Universiteit van Johannesburg, sê die sakrekenaars sal nou uitgehaal moet word, nie om te sien of die begroting gaan klop nie, maar om te kyk of die ANC genoeg steun daarvoor gaan kry. Die getuienis is oorweldigend dat Vicky ter Blanche vir geldelike gewin permanent verwyder is. Ter Blanche en Leach was byna 4 maande lank in 'n verhouding toe Leach 'n plan beraam het om haar te vermoor. Ter Blanche is op 18 Oktober 2021 doodgemaak en haar lijk is in 'n vlak graf op 'n klein hoewe in Groenbossies versteek. Vicky en Arnold was in die tyd besig om te skei met 'n bitter stryd om toesig oor hulle minderjarige seun te verkry. Leach het gesê Callis het Vicky met 'n kussing versmoor nadat hy haar die dwelms ingegee het. Wat wel belangrik is die optrede tussen die beskuldigdes en dat hulle tot 'n gemeenskaplike doel gehad het om saam te werk. Na afloop van Vicky se dood het die beskuldigdes haar as vermis aangemeld. Leach is by die aanvang van die verhoor reeds skuldig bevind op aanklagte van samenswering tot moord, dwarsboming van die gereg en 2 aanklagte van besit van dwelms nadat hy skuld beken het. Ek is spyt oor die skande wat ek oor ons naam gebring het en die pyn wat julle nou moet deurmaak as gevolg van my. Leach het aan die regter gesê, die brief is nie om sy dade te verskoon nie, maar om verantwoordelikheid vir sy dade te aanvaar, terwyl hy streef na 'n veranderde lewe, het hy aan die media gesê. R5.000, dis hoe min Kelly Smith, ma van die vermiste Jocelyn Smith, glo bereid was om vir haar kinders te aanvaar. Nico Steven Coetzee, inwoner van Diasville in Saldanha, het in die rondgaande Hooggeregshof in Saldanha getuig dat Smith een oggend in Augustus 2023 aan hom gesê het, sy gaan haar kinders laat wegvat. Sy het gesê sy wag op mense wat na haar toe moet kom. As hulle die keer kom en nie die volle R20.000 het nie, sal ek tevrede wees met R5.000, het sy gesê. Coetzee het ook getuig dat hy nog sy werkgewer, Tertia Creer en nog 'n ander persoon, Jacques van Zyl, ingelig het oor hierdie gesprek tussen hom en Smith.
Die staat voer in die akte van beskuldiging aan dat Smith reeds sedert Augustus 2023 beplan het om Jocelyn te verkoop. Sy het die plan in Februarie 2024 volvoer toe sy Jocelyn volgens die staat aan 'n onbekende vrou in 'n wit voertuig verkoop het. Smith, Apollos en Steven van Ryn, hulle vriend, word van mensenhandel en ontvoering aangekla. Die saak duur voort. Alle permanente maatskaplike toelaas styg op 1 April met meer as die inflasiekoers. Die SRD, oftewel die COVID-19 toelaas, word tot 31 Maart 2026 verleng. 4 maatskaplike toelaas, ouderdom, oorlogsveterane, ongeskiktheid en sorgafhanklikheidstoelaas styg met 5,9% of R130 per maand. Die pleegsorgtoelaas styg ook met 5,9%, R70 per maand, terwyl die kindertoelaas en hulptoelaas met 5,7%, oftewel 30% verhoog word. Die getal begunstigdes van die staatstoelaas, uitgesluit die SRD-toelaas, sal na verwagting van 19 miljoen in die 2026 boekjaar tot 19,3 miljoen rand in die 2027 boekjaar toeneem, hoofsaaklik weens die groeiende bevolking van ouer mense. Die internasionale maatskappye Soufflet Malt en Heineken Beverages het 'n nuwe handelsvennootskap in Suid-Afrika aangekondig. Die nuwe aanleg sal tegnologies die meeste gevorderde moutfabriek in Suid-Afrika wees en sal 50% minder emissies produseer as die bedryfsgemiddelde deur gebruik te maak van 3 generasie en sonne-energie, sê Soufflet Malt in 'n verklaring. Soufflet Malt sal 100% van die gars wat hy in die aanleg gaan gebruik plaaslik aankoop. Om dit te kan doen, het Soufflet Malt al die laaste paar jaar gewerk om langtermyn vennootskappe met sowel kommersiële as ontwikkelende boere in die streek te behou. Die getal graad 1 en graad 8 leerlinge in die Weskaap, wat byna 2 maande nadat die skooljaar begin het, nog nie in skole geplaas het nie, staan tans op 34. Tot dusver is 11.112 uiters laat aansoeke vir leerlinge in hierdie grade sedert die begin van die jaar ontvang. Ouers word aangemoedig om seker te maak dat hulle die distriktskantore in kennis stel as hulle kontakbesonderhede verander, sodat die WKOD hulle kan laat weet as daar plek in 'n skool beskikbaar word. Verlede maand het amptenare van die WKOD en die Weskaapse wetgewer gesê minstens 1500 leerlinge was teen 6 Februarie nog nie geplaas nie, waarvan 319 leerlinge in graad 1 en 1267 in graad 8 is. Intussen het inskrywings van die 2026 skooljaar Dinsdag geopen en is 43.700 aansoeke vir graad 1 en graad 8 reeds ontvang. Aansoeke kan aanlyn of by die departement se distrikskantore of opslaandienspunte ingedien word. Die huis wat Anthony Bogas se kleuterzone groep van skole na bewering sedert verlede jaar in Bleischerstraat in Stellenbosch gehuur het, is glo as hoofkantoor gebruik het, is glo van dese week verlate agtergelaat. 'n Belegger wat verkies om anoniem te bly, het aan die koerante gesê hy het sedert Februarie geen dividende ontvang nie. Hy het die weke afspraak met Kobus Koeman, Kleuterzone se voormalige uitvoerende hoof gemaak. Hy sou hom Dinsdag by sy kantoor in Stellenbosch kom sien. Perseel wat langs 'n sleepwa-verhuuringsonderneming geleë is, was met sy aankoms verlate en geslote gewees. Verskeie beleggers het met die koerante gepraat, het van dese week aangedui dat hulle nie soos altyd dividende op 7 Maart ontvang het nie. Een bron het aan die koerante gesê, hulle het reeds 'n e-pos gestuur om hulle beleggings te onttrek. Die herrie rondom Kleuterzone het ontstaan nadat Moneyweb in Februarie berig het dat Bogas tot 62,4% opbrengste aan sy beleggers beloof het. Die koerante kon intussen bepaal, die beloofde opbrengste op 'n nuwe skool beloop soveel as 72,4%. Bogas het volgens hom die afgelope jare tot 500 miljoen rand van beleggers ingevorder in wat hy as veilige en lae risiko belegging bemark het. Daar is tans 120 operasionele kleuterzone skole oor die land heen. Een van die beste geheime as 'n ware vergeldmodel in die plaaslike mark, Toyota se Corolla Conquest, het in Desember stil die einde van sy rakleeftyd bereik. Die vervaardiger het bekend gemaak dat hy die produksie van die Quest aan die einde van 2024 gestaak het, maar het nog geen planne vir 'n opvolger gegee nie. Die Corolla Quest was altyd 'n baie bekostigbare, maar steeds heel moderne sedan. Die Quest was vir die afgelope 2 generasies van die Corolla die ou geslagmodel wat Toyota Suid-Afrika net aanhou vervaardig het by sy fabriek. So sal die voorgestelde begroting jou sak raak. Die voorstel is om belasting op toegevoegde waarde, oftewel BTW,
van begin Mei met 0,5 persentasiepunte te verhoog en die daaropvolgende jaar met nog soveel. Dit beteken BTW gaan teen 15,5% gehef word in die huidige boekjaar en April volgende jaar teen 16%. Daar is geen verligting met persoonlike inkomstebelasting nie. Die mediese fondskrediete wat belastingverligting aan mediese fondslede gee, is nie vir inflasie aangepas nie. Dit bly R364 per maand vir die hooflid en 'n eerste afhanklike en R246 per maand vir oorblywende afhanklikes. Die brandstofheffing is nie verhoog nie, wat sowat R4 miljard per jaar minder inkomste vir die staatskas beteken. Dit beloop dus reeds R3,85 per liter op petrol en R3,70 per liter op diesel. Dis soos op 19 Februarie voorgestel is. Die aksies op drank en tabakprodukte styg met 2 persentasiepunte meer as die inflasiekoers. Meer geld gaan aan welsynstoelae bestee word om arme mense te help. Die maatskaplike toelaag vir bejaardes, oorlogsveterane, gestremdes en sorgafhanklikes styg met R130 tot R2,315 per maand. Die pleegsorgtoelaag styg met R70 tot R1,250. Die kindertoelaag styg met R30 tot R560. Die armoedetoelaag van R370 per maand bly nog vir 1 jaar en R35,2 miljard is daarvoor begroot. Verligting word aan armes gebied deur nog noodsaaklike voedselprodukte vry te stel van BTW. Dit gaan altesaam R2 miljard se belastingverligting per jaar bied. Dit sluit nou ook afval asook geblikte groente in, soos op 19 Februarie voorgestel is. Die drempels vir hereregte met die koop van eiendom is met 10% opwaarts aangepas om vir inflasie voorsiening te maak. Dit is nou verhoog tot R1,21 miljoen. Die ander drempels is gevolglik ook opgeskuif. Daar sal geen inflasieverhoging in die suikerbelasting wees op 1 April nie. David Jenkins, belovende jongslot van Wallis, sê die draak is oorgehaal om Engeland se 6-nasie aspirasie in Cardiff te verydel. Engeland staan op 15 ligapunte, ruk Saterdagmiddag na die Principality Stadion op met die hoop dat 'n oortuigende sege oor 'n sukkelende tuisspan genoeg sal wees om die 6-nasie kroon te verower. Wallis daarenteen het al 16 toetse op 'n streep verloor en is op 'n desperate stryd om nie weer die ongewenste houtlepel in die reeks te kry nie. Ralf Schumacher voorspel dat Max Verstappen se F1 heerskappy die seisoen tot einde sal kom. Die voormalige Jordan, Williams en Toyota renjaer het 'n waarskuwing aan die Red Bull span gerig en beweer self Verstappen se kenmerkende vermoë om moeilike seisoene te red sal nie hierdie keer genoeg wees nie. Verstappen en Red Bull het die vroeë jare van F1 se aerodinamika regulasies oorheers, maar die groep het in 2024 verslap. Daar word nou egter in die aanloop tot die nuwe seisoen vrae gevra oor waar Red Bull met sy jongste motor, die RB21 staan. Voorseisoene toetse in Bahrein het die wenkbroue van ondersteuners en kenners laat lig. Red Bull se tegniese direkteur, Pierre Wache, het erken die RB21 het nie altyd geregeer soos ons wou hê nie. Suid-Afrika se Heinrich Klaasen het 1 plek afgeskuif en beklee nou die 4de plek op die jongste eendag ranglys vir kolwers na die toernooi om die kampioenebeker in Pakistan. Klaasen het na 5 agtereenvolgende 100-talle net 3 lopies in die halfeindstryd teen Nieu-Seeland aangeteken. Shubman Gill van Indië en Babar Azam van Pakistan beklee steeds die 1ste en 2de plek op hierdie ranglys wat Dinsdag aand bekend gemaak is. Die Protea-draaier Keshav Maharaj het met 2 plekke uitgesak tot 4de onder die bowlers. Die voorste 4 bowlers op die ranglys is almal draaiers. Makis Tishana van Sri Lanka beklee steeds die 1ste plek. Nieu-Seeland se Mitch Santner wat Suid-Afrika met 3 vir 43 in die halfeindstryd geknak het 6 plekke verbeter en beklee nou die 2de plek. Die Indiese gewrigsdraaier Kuldeep Yadav het met 3 plekke tot 'n 3de plek verbeter. Chris Eubank Jr. is met £100,000 beboet nadat hy verlede maand op 'n chaotiese nuuskonferensie sy teenstander Conor Ben met 'n eier geklap het. Ben wat in 2022 positief getoets is vir die verbode middel Clomifene is in 2023 deur die Wêreldboksraad kwytgeskeld nadat hy die liggaam gesê het hy het 'n verhoogde inname van eiers gehad. Dit was 'n billike verduideliking vir sy positiewe toets. Dit was die beweegrede vir Eubank Jr. se ongewone aanval aan die einde van die nuuskonferensie toe hy eier uit sy sak gehaal het en sy Britse teenstander met sy linkerhand op die wang geklap het. Ben met sy pa Nigel langs hom
het sy meer verloor en albei boksers is deur die veiligheidswagte teruggehou. Die tweemalige kampioen Iga Swiatek het die Tsjech Karolina Muchova met 6-1 en 6-1 gewen om die kwart eindronde van die meesterstoernooi in Indian Wells te haal, terwyl die Deen Holger Rune ook deurgedring het onder die mans nadat hy Stefanos Tsitsipas van Griekeland met 6-4 en 6-4 gewen het. Die 22-jarige Olimpiese hekkies atleet Marunei Verree het die vinnigste tyd nog van jaar in die wêreld in die 100 meter hekkies vir vroue aangeteken. Sy het op Atletiek Suid-Afrika sy eerste Grand Prix byeenkoms in die Pildiet Stadion in Pretoria in 'n haastige tyd van 12.77 sekondes gewen. Advertensie van Netwerk 24 teken in vir R124.99 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. U kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Advertensie van Grizzly Bear Academy. Sou jy belangstel in MMA, Jiu-Jitsu, boks of skopboks? Kontak gerus vir Coach Warren in Bloemfontein by 065-989-1472. Ons weerbrug vir die streek lyk so: Messina 22-30, Polokwane 16-26, Lephalale 20-31, Mbombela 17-25, Mahikeng 17-29, Pretoria 15-26, Johannesburg 18-29, Ermelo 13-20, Richards Bay 21-28, Pietermaritzburg 16-23, Durban 21-25, Port St. John's 21-22, Bethlehem 12-24, Bloemfontein 16-28, Allewal Noord 16-26, Welkom 17-29, Vryburg 15-31, Kimberley 18-30, Appington 24-28, Prieska 20-28, Springbok 19-32, Karasburg 24-32, Keetmanshoop 25-35, Mariental 24-34, Alexander Bay 17-23, Brandvlei 23-33, Loederits Bay 16-22, Vredendal 18-32, Kaapstad 19-26, Sutherland 14-27, George 18-22, Jeffreys Bay 19-21, Cabarra 19-20, Graafreinet 15-27, Oos-London 18-19, De Aar 17 grade Celsius in die oggend, 26 grade Celsius in die middag. Ons sakenuus vir die dag wat insluit geldeenhede en hulpbronne. Die rand verhandel teen R18.38 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.58. Die euro verhandel teen R20.01. Die pond kos R23.82. Silwer se prys is $33.08 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $2,936 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $67.62 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en naweek word vir julle toegewens.